Môre Driekus, ons is op recording manne, so kom ons bid lekker saam. Abba Vader, dankie vir die wonderlike geleentheid, dankie vir die wonderlike dag en ja, dankie sommer vir die background. My hare lyk witter, maar joh, what a background, want dit wys vir ons die universe en die dome wat hy vir ons geskep het van safety, die plek van veiligheid wat hy vir ons geskep het. En ons is besig met emulate creation, maak die skepping na, volg my skepping, stap vir stap, volg my voorbeeld en jy sal sukses hê. En ons is besig met hierdie reeks van hoe ons die skepping kan naboots en hoe ons die skepping kan volg en hoe ons die suksesse van die skepping kan kan dag vir dag in ons lewe toepas, Abba Vader. En ons vra u leiding vandag vir ons hierin. Ons vra dat u vir ons die wysheid en die insig sal gee, die prentjies duidelik sal wys van hoe pas dit in ons lewe in en hoe kan ons elke ding in die skepping en veral dag 2 waarop ons nou fokus en alles wat met 2 te maak het in die skepping, hoe kan ons dit in die skepping vervolmaak en in die skepping inbring tot u eer. Want ons grootste behoefte in ons lewe is om te lewe tot u eer en om elke ding wat ons doen te doen tot u eer sodat dit vir u behaag en sodat die liefde wat u vir ons gegee het deur ons eerste te kies dat ons so klein bietjie van dit kan teruggee deur met respek gesê to put a smile on your dial in the mighty name of our Messiah Yeshua. Amen. Maar nou, ek gaan sommer dadelik net gou recap op laasweek. Ons het Waldo, jy het gemis, maar ons het 'n ek glo jy het die video gekyk na die tyd. Ons het 'n exciting dag gehad. Ons het dag 2 na gekyk van die skepping waar die water bo van die water onder geskei is en ons het agtergekom dat die water bo is mos nou eintlik 'n vorm van waterstof, nê, 'n vorm van 'n en dit wat wys vir ons en dui vir ons op die gees van Abba Vader en dat ons in daai gees moet inbeweeg en dat ons nie in die gees is in die water bo nie, is ons in die water onder wat baie keer troebel kan wees en vertroebel kan word deur die vyand. So ons boots die skepping na deur daarna te strewe om in die gees van God te lewe en sy stem te hoor en jy weet as ons bid manne dan kan ons so maklik vir Abba sê Vader, please allow us to distinct your voice from all the other voices in this world. Want dit is so belangrik. Daar's soveel stemme hier in ons koppe en in ons ore, maar ons moet daai stem van bo hoor. En toe het ons gaan kyk na die tweede van die veelvuldige sewevoudige gees van God en dit is wisdom, wysheid. En ons het gesien dat wysheid bestaan uit 7 dinge. It's first of all pure, then peaceful, kind, open to reason, full of mercy and good fruits, and without partiality and without hypocrisy. Dis die 7 dinge waaruit die wysheid bestaan wat ons van bo kry. En dit staan in Jakobus 3 vers 17, James 3 vers 17. Is al vir ons 'n duidelike beskrywing van wat die wisdom from above is, né? En ons het agtergekom um dat hierdie wisdom from above, as ons dit gaan toepas in ons lewe, dan is dit Jakobus 3 vers 18 of James 3 vers 18 wat sê waar daar duidelik staan and peacemakers who sow seeds in peace reap a harvest of righteousness. Met ander woorde, hierdie sade wat ons uit vrede uitsaai, uit die wisdom from above uitsaai ons sade van vrede, oral waar ek en jy beweeg manne. En as gevolg van daai sade van vrede wat ek en jy saai, kom ons by 'n plek uit waar ons harvest righteousness is in die oë van die heilige God. En ons het agtergekom dat die tweede fees is die fees van unleaven en die unleaven is waar die sonde uit ons lewe uitgehaal word. En ons het agtergekom dat daar's net een manier om die sonde uit ons lewe uit te haal en dit is Yeshua en om aan Yeshua vas te hou, want alles is vir Yeshua en deur Yeshua geskep. So in die eerste gedeelte op dag 1 het ons agtergekom dat alles gaan oor Yeshua en hier kom ons weer by die tweede gedeelte en ons sien dat God sy hele plan pas stukkie vir stukkie in sy 7 feeste in en dat die 7 feeste manne is die blueprint
van life everlasting. Die sewe feeste is die blueprint van die salvation, die redding van my en van jou. En ons gaan vandag agterkom in hierdie gedeelte, in die tweede gedeelte van dag 2, gaan ons agterkom dat hoe sluit die sewe feeste aan by Shabbat? En hoekom is Shabbat die eerste covenant wat die Vader vir die mens gegee het? Eerste covenant. En hoekom is Shabbat so belangrik? En hoekom sluit Shabbat aan by die hele skepping? En is dit deel van Vader se volledige plan? En wat gebeur op 'n Shabbat? Ek meen, almal sê ja, nee, okay, dis 'n reuse oortuiging om mense te oortuig om 'n Shabbat te begin vier, né? Dis ek vat nou myself. Ek praat nie van julle nie, ek praat van my. Dit was vir my 'n reuse oortuiging. Dit het my 'n lang tyd gevat. En toe ek Shabbat begin vier, toe dink ek aanvanklik, okay, maar niks verander reg. En soos ek Shabbat werklik begin vier het en ek het regtig op 'n Vrydag aand my gesin geseën en ek het daai oorgang in my hart gemaak en in my gees en in my hele wese het ek daai vrede begin ervaar. En het ek begin ervaar waaroor Shabbat gaan. En ons gaan vandag daai ontdek in dag 2 ook van die skepping. So ek gaan begin om my skerm te share want ons het iets baie interessant wat ek wil wys en ons gaan afskop hiermee. Waar is die ouetjie? Daar's hy. En ons gaan afskop hiermee. En ek wil vandag ons gaan kyk na die tweede kleur van die reënboog. Ons gaan kyk na Johannes 15 is vir my 'n baie goeie riglyn van waar ek en jy moet wees in ons lewe. En daarom gaan ons kyk na Johannes 15 vers 2. As ons gaan kyk na Johannes 15 vers 1 tot 7, is dit vir my 'n definitiewe plan van hoe ek en jy elke dag ons lewe moet inrig. Daarom gebruik ek Johannes 15 vers 7 vers 1 tot 7 in besigheid. Ek gebruik dit in enige iets wat ek doen in my lewe, gebruik ek Johannes 15 vers 1 tot 7 ook as 'n riglyn, saam met al die res van die dinge waar ons die skepping maak. Nee? En dan gaan ons kyk na die tweede gemeente waarvan ons in Openbaring praat en dis die gemeente van Smyrna en daar's iets baie interessant wat vandag daaruit gaan kom vir elkeen van ons. So ons gaan kyk na die eerste ene en dit is die tweede kleur van die reënboog en dit is die kleur van oranje en in Hebreëus staan hierdie kleur bekend as, nou mooi skryf vanoggend, as katon. So hy bestaan uit 'n kaf, tav, ons weet nou al 'n bietjie van die tav wat ons elke keer bespreek, 'n wav en 'n mem. En ons gaan nou kyk wat baie interessant is. Okay, so die kleur oranje, um is bestaan uit twee kleure. Dit bestaan uit geelheid en dit bestaan uit rooiheid. So die twee kleure meng. So geel is baie uniek want geel is die lig wat uit die chaos uitkom. So ons is in 'n posisie van chaos en ons kies die lig. Ons wil nie in die chaos bly nie. Ons kies die lig. Ek kies die lig in my lewe, ek kies die lig in my gesin, my huwelik, ek kies die lig in my besigheid, ek kies die lig in alles wat ek doen. Ek wil dit reg doen. Ek wil dit korrek doen. Ek wil dit met integriteit doen. Ek wil dit eties korrek doen. Ek wil die regte dinge doen om 'n kliëntebasis op te bou sodat mense my vertrou en met my wil besigheid doen aan die einde van die dag. So ek kies om uit die chaos uit van Hendrik, jammer ek gebruik jou as 'n voorbeeld, maar ek en Hendrik het bietjie gesels en toe hy sy besigheid nou begin, toe is daar 'n masjinerie wat stikkend is, dit is in die ingenieurswese en ons masjinerie wat stikkend is en hy moet daai masjiene regmaak, een vir een. Hy moet 'n spanner optel. Ek weet nie of jy daai vermoë het nie, Hendrik, of hy moet iemand inkry as jy soos ek is, dan moet jy iemand inkry om daai spanner te vat en die masjiene te begin regmaak en daai masjiene moet ten volle geherstel word. Dan is dit chaos tot lig, nee, dan kom ek uit die chaos uit in die lig en want daar werk my masjiene en nou kan ek 'n produksielyn aan die gang sit om te begin produce. Enige besigheid waarin ek is, as ek aanvanklik aan die besigheid dink, dan moet ek my kop breek om die besigheidsplan aan mekaar te sit en my budget te doen en my finansies te doen en dan het ek my riglyne en dan kan ek daar binne bly. Emulate creation, kom uit die chaos uit in die lig in, nee. So daai lig
is die geel, né? En dan die rooi, het ons 2 weke terug gesien in die eerste dag. Daai rooi is die bloed. Daai rooi dui op bloed. So net om te recap, die naam Adam is afgelei van die naam rooi wat Adom beteken, want hy's uit die rooi grond uitgemaak en hy het 'n rooi gelaat gehad. So Adom, bloed is dam. So 2/3 van die naam van Adam bestaan uit bloed. 2/3. En dit is Yeshua se bloed wat in my en jou is. En ons moet daai derde wat apart is. Ons moet daai derde inbring en sê hey, kom in onder hierdie bloed, kom in onder Yeshua. Dis daai derde wat ons die freedom van choice het. Die 2/3 is klaar by Yeshua. Maar die derde wat ons die freedom van choice het, ons moet hom heeltyd intrek, né? Heeltyd intrek. So, as ons gaan kyk na die ontleding van hierdie woord oranje, wat bestaan uit geel en rooi uit, dan sien ons die eerste letter wat ons na kyk is 'n kaf. Nou 'n kaf is die 11de letter van die Hebreëse alfabet. En 11 dui op chaos. Is dit nie fantasties nie? 11 dui op chaos. So as ek en jy kies om uit die chaos uit te kom, die piktograaf van die letter kaf is 'n oop hand. 'n Oop hand, ek wys hom so. Is 'n oop hand. Nou as jy 'n oop hand het, kan jy ontvang. Maar as jy 'n oop hand het, wat is die belangrike ding van 'n oop hand? 'n Oop hand is ek gee. Met ander woorde, wat gebeur? Ek gee myself. Ek gee myself en sê ek lê myself neer, want dit gaan vir my oor Abba Vader, dit gaan vir my oor Yeshua, dit gaan nie vir my oor myself nie, dit gaan vir my ek lê my lewe neer. So, ek is besig om creation te emulate in dag 2 oranje, ek lê my lewe neer. Dit is altyd vir my 'n aanduiding dat ek my lewe moet neerlê, want ek gee myself. Ek gee myself, ek wil amper sê as 'n living sacrifice, gee ek myself, net soos Yeshua wat emulate. Yeshua het homself gegee, né? Yeshua het homself gegee. No one has greater love than he who lays down his life for his friends. En ons gaan sien hoe kom dit in oranje na vore. So met ander woorde, ek gee myself, dan tree ek in die covenant in. Dan tree ek in die covenant in, by die Alef en die Tav is, die volledige prentjie, die volledige alfabet, al 7 feeste, die volledige prentjie van Alef, wat God is, wat uit God uitvloei alles, en Yeshua, en deur Yeshua vloei elke ding vir my en jou, tot by die eindpunt. En die eindpunt is natuurlik die covenant wat Abba Vader met my en jou het, dat al 7 feeste vervul sal word, tot en met die fees van Sukkot wat dui op die 1000 jaar reign wat ons saam met Yeshua gaan hê en beyond, né? 10,000 years and more, soos wat daai song wat geskryf is. So met ander woorde, deur myself te gee, step ek inside hierdie covenant, maar ek weet dat ek niks kan doen sonder Yeshua. So Johannes 15 vers 7 sê Yeshua, if you sê vir sy disippels, hy gesels met hulle en hy sê manne, if you remain united with me and my words with you, then ask whatever you want and it will happen for you. Maar hierdie twee wil hierdie uitvee want ek wil iets vir ons hier wys manne. Hierdie twee moet kombineer as liefde. As Yeshua en liefde, want Yeshua is liefde. En hoekom sê ek die twee moet kombineer? Want as ons gaan lees in Johannes 15 vers 9 tot 10, en ek gaan dit vir ons lees, want ek ken dit uit my hart uit, maar ek wil rustig wees en ek wil dit rustig lees vir ons, sodat ons almal mooi die woorde kan hoor wat hier staan. Hier staan in John 15 verse 9 and 10. Sê Yeshua, just as my Father has loved me, just as my Father has loved me, I too have loved you. So stay in my love. Yeshua se opdrag, stay in my love. En hoe doen ons dit? If you keep my commands, you will stay in my love. En dan kom maar 'n ding wat niemand of niks oor kan stry nie. Hoor wat sê Yeshua volgende. Hy sê just as I have kept my Father's commands
and stay in his love. Just as I have kept my Father's commands and stay in his love. En manne, ek het nie nodig om vir julle te verduidelik nie. Waar's die Vader se love? Die Vader se love, waar's die Vader se commands? Die Vader se commands is in die Torah. Die Torah beskryf duidelik vir my en jou wat ons moet doen. En daarom sê Yeshua, I have stayed in my Father's love by keeping his commands. So stay in my love by keeping my commands. Maar ons moet wikkel. So met ander woorde, ons eindig af met die mem, wat onthou, dis die 13de letter en dit dui op die liefde vir my en jou, né? Nee. So man, ek wil net een dingetjie gou hier sê. John 15 verse 13 wat ek in die begin gesê het, vat die hele prentjie. No one has greater love than he who lays down his life for his friends. En Yeshua sê dan in Efesiërs 4 vir ons manne, sê hy, you are to love your wife as the Messiah loves his body. Nie sy fisiese liggaam nie, sy body. Ek en jy, alle mense wat in hom glo, is sy body. So ek en jy manne, moet ons vrouens so lief hê, as ons creation wil emulate, dan moet ons vrouens so lief hê, dat soos onsself, nommer 1, maar nommer 2, soos wat Yeshua die liggaam lief het. En wat het hy gedoen? Hy het sy lewe neergelê. So dis gewonder dat Petrus Kefa skryf dat as jy nie jou vrou eerbiedig en jou vrou lief het, dan gaan jou gebede geblok word. Jou gebede gaan nie deur na God. Ek en jy moet dit weet. Dis nie 'n storieetjie nie. Dis die waarheid. As ek en jy nie ons vrouens eerbiedig en ons vrouens wat as ons minderige geskape is, so belangrik ag, soos wat Yeshua my en jou ag nie, gaan jou gebede geblok word. So ja, so dis wat ons alles uit Oranje uitleer. Right. Nou gaan ons na Johannes 15 vers 2 toe. Hoop almal is nog saam met my. Ek is mal oor hierdie ontbloot goed wat aan ons ontbloot word. Dis vir my net fantasties. John 15 vers 2, die eerste riglyn op die eerste dag het Yeshua gesê, I am the real vine and my father is the gardener. Dis dag 1 het hy dit gesê. Okay, so dis ons eerste riglyn. Dit was nommer 1. Nommer 2 sê hy, every branch which is part of me but fails to bear fruit. Met ander woorde, wat sê hy? Hy sê, jou stap 1 is, neem my aan as jou verlosser, want jy is deur my geskep en jy is vir my geskep en sonder my het jy nie 'n bestaansreg nie. Dit blyk vir jou so, maar jy het nie in die orde van die skepping nie. En as jy en dan sê hy tweede, dan dis nie al wat jy moet doen nie. Dan moet jy gaan vrugte dra, die vrugte van die Gees. Met ander woorde, jy moet gaan daai vrug van jou moet die volledige vrug wees wat ander mense beïnvloed, wat vir mense wys, hey, hierdie ou is anders. Hierdie ou doen sy besigheid anders, hierdie ou behandel sy vrou anders, hierdie ou se familie is anders, hierdie ou is net anders. En dis baie keer moeilik, né? Dis nie so maklik. Maar hy sê, every branch which is part of me but fails to bear fruit, he cuts off. And every branch that does bear fruit, he prunes, so that it may bear more fruit. May bear more fruit. So met ander woorde, die pruning proses is nie maklik nie. Ek sê vir julle manne, ek gaan baie keer, ek is so, hierdie laaste 2 weke was vir my 'n moeilike tyd, man. Dit voel net vir my asof niks wat ek doen uitwerk nie. En ek sê heeltyd vir Vader, ek sê Vader, wat gaan nie? Hoekom werk die goed nie soos wat ek wil hê dit moet werk? En hy sê vir my, want dis wat jy wil hê. So ek dink is Jesaja 55 vers 8, your plans are not my plans. My plans are much higher than your plans. So as iets nie nou uitwerk soos wat ek en jy dit wil hê, ons kan nie moed opgee. Ons moet weet, ons word geproe, want die vrugte wat ons dra, kan nog steeds beter wees as wat dit nou is. Aan die ander woorde, Tian en Driekus, die boere onder ons manne, hulle weet, wanneer hulle gaan groente pluk, of wanneer hulle gaan vrugte pluk in hulle boerdery, of wanneer dit oestyd is, daar's sekere gedeeltes van die lande wat meer produseer as ander gedeeltes van die land. En as jy 'n vrugteboom nie volledig sny of 'n roosboom nie mooi proen of mooi wat is die Afrikaans nou weer vir proen?
snoei. As jy dit nie mooi snoei nie, nê, dan gaan dit nie soveel vrugte dra soos wat dit kan dra nie. Jy moet dit snoei. So ek en jy moet gesnoei word. So ons moet weet ons word gesnoei vir die rede om meer vrugte vir God te dra. So wanneer jy deur daai moeilike tye gaan, consider it joy, my brothers, when all kinds of tribulations come across your path. Because this produces perseverance. And let perseverance run its full course. Weet nie van julle manne nie, maar dit is nie altyd maklik nie, nee, maar ons moet beweeg. Ek wil by Smyrna gou uitkom. En om Smyrna te doen, gaan ek net gou vir 'n oomblik stop share. Want ek wil julle manne sien. En as daar iemand is vir wie ek nog nie vanoggend hallo gesê het nie, ek dink ek het vir almal hallo gesê wat ek. O, Tiaan, môre my maat, hoe gaan dit met jou? So Smyrna. Smyrna is die tweede gemeente wat wat van gepraat word in die boek van Revelation. En ek gaan vinnig vir ons lees wat staan daar van Smyrna. Daar staan: To the angel of the Messianic community in Smyrna write, here is the message from the first and the last, who died and came alive again. I know how you are suffering and how poor you are, though in fact you are rich. And I know the insults of those who call themselves Christians but aren't. On the contrary, they are a synagogue of the adversary, van die vyand. Don't be afraid of what you are about to suffer. Look, the adversary is going to have some of you thrown in prison in order to put you to the test, and you will face an ordeal for 10 days. Remain faithful even to the point of death, and I will give you life as your crown. So met ander woorde, as ons gaan kyk na Emulate Creation in Smyrna, dan bevestig dit wat Johannes 15 vers 2 sê, ons gaan deur die pruning moet gaan. Ons gaan 'n tyd van tribulation en moeilike dinge deurgaan om te kan persevere, om sterker te wees, because God gives his toughest battles to his toughest soldiers. Dis waaroor dit gaan, hè. En ons wil daai toughest soldiers wees. Ek wil daai toughest soldier wees vir Abba Vader. Ek wil dit wees want ek wil die vyand oorwin en ek wil vir my familie 'n voorbeeld wees en ek wil 'n verskil maak in die wêreld. Dis hoekom ons wake up bad guy manne is. En dis interessant wat nou gaan gebeur is ek wil graag vir julle vertel van die dag toe ek en Lula 'n dorpie met die naam van Smyrna. Presies Smyrna, net so gespel alles in Amerika besoek. En ek en Lula is daar in Smyrna en ons besoek hierdie dorpie en ons is daar in 'n park. In Amerika is hierdie groot parke en die parke is baie netjies. So Suid-Afrika was toe ons klein was en ons in die middestad van Johannesburg, Jacques, Waldo, Driekus, julle jonger manne, julle sal nou nie onthou nie, Tiaan, ek dink julle almal is jonger as ek en Hendrik, maar Hendrik, onthou jy Joubert Park daar in die middel van Johannesburg? In die middel van die middestad van Johannesburg was daar sulke bokkies wat oor die water was en daar was hierdie fonteintjies en jy kon in jou bergpark gaan rustig sit. Nou dis hoe dit in Amerika is op hierdie oomblik. So in Smyrna kon ons gaan sit. En ek sit daar in Smyrna en Lula sê sy wil gou 'n badkamer toe gaan en sy gaan badkamer toe en ek sit so en ek hoor duidelik hierdie stem wat vir my sê. Ek is versigtig om te sê, Abba Vader het met my gepraat. Dis 'n uproar en 'n uprise in jou gees wat jy ervaar en hy sê gooi 'n klip so hard as wat jy kan in die grond. Nou in Amerika is die grond redelik moist en ek vat hierdie klip en ek gooi hom in die grond en so hard as wat ek kan. En hy maak so 'n wal, né? En Abba Vader sê vir my, ek gaan die wêreld skud. En dis onmiddellik bring dit 'n vrees in by 'n mens, né? Dit bring 'n vrees in want wat van my gesin? Wat van my vroutjie? Wat van my kinders? Wat van my groter familie? Wat van my vriende? Wat van almal? En ek hoor heeltyd die woorde, ek gaan die wêreld skud. Net soos wat jy daar sien, so gaan ek die wêreld skud. En ek sê, Abba Vader, maar wat van u kinders? Wat van u kinders? En hy sê vir my, vat 12 klippe en pak hulle op mekaar. En ek net langs die wal wat ek nou gegooi het, pak ek 12 klippies. Dis redelike klippe, nie groot klippe nie, maar redelike klippies, né? En ek pak hierdie 12 klippe. En toe ek hulle klaar gepak het en Lula kom terug van die badkamer af en sy sê vir my, wat doen jy? Wat gaan nie aan? Ek sê vir nee, dis wat gebeur. En ek en sy kyk en die son kom deur die bome en dit skyn op daai 12 klippe. En Vader sê vir my, this is
Wel, ekskuus, ek moenie sê Vader sê vir my nie die stem wat ek hoor binne in my. Ek wil nie myself waardig ag om te sê ek hoor Vader duidelik nie, maar om die stem binne in my te hoor wat duidelik vir my sê, this is how I will protect my righteous. En ek kry toe 3 skrifte wat ek graag vir julle manne wil lees. Ek jammer ons lees vandag so baie want dit is nou al 6:26, maar hierdie is baie belangrik wat ek wil lees en ek begin met Psalm 50 vers 1 tot 5. En dis hierdie vrees wat ons het na want hierdie skudding kom, hè. The mighty one God, Yud-Heh-Vav-Heh is speaking, summoning the world from east to west, out of Zion, the perfection of beauty. God is shining forth. Our God is coming and not staying silent, with a fire devouring ahead of him. Kan dit dink? And a great storm raging around. He calls to the heaven above and to earth in order to judge his people. En hoor wat sê dit dan? Gather, vers 5. Psalm 50 vers 5, jy kan nie opstaan. Gather to me, my faithful, those who made a covenant with me by sacrifice. Dis wat dit sê, Psalm 50 vers 5. En ons vir ons Haggai manne, Haggai 2 vers 6, het Abba vir my gegee en my herinner, daar staan in Haggai 2 vers 6. Ons gaan nou uitbrei oor wat ons nou net gelees het, maar in Haggai 2 vers 6 staan daar, for this is what Yud-Heh-Vav-Heh Tsabaoth says. It won't be long before one more time I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. En ek kry daai skrif ook as 'n bevestiging en dit staan in ons Wake Up Haggai. Manne, dit staan in ons boek van Haggai en Hebreërs 12 vers 26 waar daar ook duidelik vir ons staan, he made, even then, his voice shook the earth, but now he has made this promise. One more time, I will shake not only the earth, but heaven too. So ons kry hierdie skrif en ons weet dat daar gaan hierdie dinge kom van shaking. Maar die righteous, die wat binne in die covenant van Abba Vader is, die covenant wat begin met die eerste covenant wat sê honor my Shabbat en reg deur gaan tot by die new Abraham se covenant, Dawid se covenant en die new covenant van Yeshua wat alles vervolmaak, nê. Al die covenants kom bymekaar in hierdie dorpie en in hierdie geskrifte van Smyrna wat ons nou gekry het. En ek wil afsluit met hierdie gedeelte wat ek net vir ons almal wil saam deurgaan om af te sluit voordat ons miskien net 'n oombliekie kan hê om te chat. Maar die tweede letter wat aansluit by alles wat ons vandag bespreek het, is die bet. Nou bet het 2 maniere. Hy kan uitgespreek word as 'n bet wat hy 'n B is of 'n wet wat hy 'n V is. Dis die 2 forme wat jy kan kry in die Hebreëse alfabet van die bet. Maar wat stel hierdie letter voor? Hierdie letter stel voor die 'n tent of 'n huis. Dis wat hy voorstel en ek moet nou dit kort hou want ons staan op 6:29. Maar net weer eens onthou wat ons gesien het in die eerste gedeelte. Abba Vader het besluit om sy woord te begin met 'n bet. Nie 'n alef nie wat die eerste getal is nie. Hy het begin met 'n bet. Hoekom? Want die hele skepping gaan oor die mens. Ekskuus. En is vir die mens gedoen. En dis op hierdie huis die mens wat Abba Vader besluit het ek gaan my koninkryk bou. Daarom begin hy met Bereshit, begin hy sy woord in die begin. Bereshit, want na alles deur Yeshua is, gaan dit oor die mens, ek en jy. Op hierdie huis wil hy sy koninkryk bou. En daar's baie wat ek nog kan sê oor bet, maar ek wil afsluit want ek wil gou vir ons iets wys. Ek wil vir ons wys 1 tot 7 se verskil is 6 en 2 tot 7 se verskil is 5. Nou hoekom skoei ek alles op 7? Want die Shabbat, want hoekom die Shabbat? Want die Shabbat is die eerste covenant en die Shabbat sê in Genesis 2, and God rested on this day so that it itself could produce. So alles wat ek en jy doen in die week, gaan ons in die rustdag in die Shabbat, sodat dit wat ons in die week gedoen het, itself can produce in God se orde, in sy tyd, op sy rustdag. So dis soos hierdie spesiale dag wat uiteengesit word en daai dag
gaan 'n orde wees. So as ons gaan kyk na dag 1, is dit 6. Wat die mens dui, die mens is op die 6de dag geskep en dis daai hele ding van Johannes 14 vers 23. If you love me, you will obey my commands. Yeshua praat en hy sê if you love me, you will obey my commands and my Father will love you and we will come to you and make our home with you. So dan is ons home binne in ons met is alles. Dan is ons volledig, dan is ons die alef en die taf. En as ons gaan kyk na die tweede dag, is dit 5. En die 5 dui op grace, maar dit dui op die gees van God, die breath of the spirit en dit dui ook vir ons op die keuse wat ons maak. Today I put in front of you a choice. Wat op die tweede dag is, né, die choice tussen die blessing en die curse wat Moses van praat in Deuteronomium 11 vers 26 en ook Deuteronomium 28 wat ons weet die eerste 14 verse van al die blessings wat ons sal ontvang en dan verder van al die curses wat ons sal ontvang as ons nie in hierdie gehoorsaamheid van Abba Vader is of deur hierdie ruach gelei word van Abba Vader wat die breath is, wat die grace is van Abba Vader wat hy oor ons toepas nie. So Vader se wil is, ek wil graag met die mens dwel. Ek wil my Shekinah, my helderheid, my dwelling, my gees wil ek binne in die mens insit en daarom het hy eerstens gevra om 'n tabernakel of 'n tent te bou, maar daai tabernakel en tent het geskuif na my en jou toe, die koms van Yeshua, want daar staan in Johannes 1 vers 1 tot 5. In the beginning was the Word was with God, the Word was God, and all things came to be through him, and without him nothing made had been. In him was life, and the life was the light for mankind. So dis daai wat ons weet, dis binne in ons. Yeshua binne in ons maak vir ons die pad oop om by Abba Vader uit te kom. En as deel van dit alles emulate ons creation in elke tree wat ons stap. So manne, ja, dis lekker gewees om saam met julle te kuier. Ek sluit af daarmee. Abba Vader, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Dankie vir hierdie wonderlike tyd saam wat ons as manne kon kuier. Dankie vir alles wat U vir ons kom leer het vandag. Dankie vir die openbarings wat U vir ons gegee het en dankie dat ons kan sien hoe hierdie prentjies in mekaar inpas, maar op die einde van die dag vloei alles terug na een plek toe, na Yeshua toe en van Yeshua af na U toe. So dankie dat ons, soos die Engelse woord sê, 'n perpetual entry deur Yeshua kan hê terug na U toe. En dankie vir die liefde, ons is lief vir U in die naam van Yeshua. Manne, mag julle alkeen vandag 'n geseënde dag hê. Mag julle wees, mag dit soos Jabes wees. Mag Abba Vader elkeen van ons se gebed in ons hart. Please bless us by enlarging our territory and of our family in all spheres, in every aspect. May your hand be with us and keep us from harm so that it will not cause us pain. En dan staan daar in 1 Kronieke 4 vers 10 duidelik. And God took notice of his prayer and he granted his request. En mag Vader vandag my en jou request hoor in die naam van Yeshua. Amen.